net noem, ons is baie dankbaar vir julle as musiekspan. Dis harde werk. En ek dink dit het baie goed afgeloop hierdie Desember. Ons is baie dankbaar vir pastoor en sy band, en Lientjie hulle en die groep. Maar ons is ook dankbaar vir die hele musiekspan. Ons het 'n bietjie vroeër oor gepraat, dit is harde werk julle. Ons daag hier op en ons dink alles is maar net hierso en alles is reg, maar daar gaan baie tyd en effort in om alles reg te hê. So die tyd wanneer ons hierso sit, hulle is al lank voor ons hierso. So ons sê net vir julle dankie. Ons sê dit nie genoeg nie, maar ons is dankbaar vir julle. Kom ek kry gou hierdie tegnologie aan die gang. Is julle opgewonde dat pastoor volgende week Sondag terug is? Julle almal moes gesê het nee. Nee, julle het die regte antwoord gegee, want dit word opgeneem, en ek vermoed hy luister daarna. So julle het die regte antwoord gegee. Nee, pastoor is weer volgende week Sondag terug. Ja, ons gaan hulle 'n bietjie hulle aftyd. Maar ek het vanoggend met hom gepraat, hy sê dit reën bietjie daarso by die kus, maar hoe sy woorde was, ons is Transvaalers. Hulle swem in die reën. Ons is mos nie bang vir reën nie. So nee, ons is dankbaar dat hulle ook gaan terugkom en ons vra die Here waar hulle gaan terugreis hierdie week, dat die Here ook by hulle sal wees en hulle veilig hier sal terugbring. Daar op die bord, gereed vir die taak. So ons het bietjie gepraat laas Sondag oor wie vat ons saam in 2026 in? Om seker te maak die mense wie ons saamvat is die regte mense. So 'n bietjie gekyk daar na Moses en Aaron en Hur wat sy hande in die lug hou, en Dawid van die mense wat hy homself omring het. En ek glo teen die tyd het ons nou gaan bid daaroor om seker te maak die mense wie ons gaan saamvat is die regte mense. Die mense wat ook die koninkryk van God wil bou. Wat saam in die visie is om die woord van God te verkondig. As jy nog nie gebid het nie, daar is nog tyd, maar die tyd raak min. Woensdag aand is oujaars. En as ons ingaan in 2026 en wil ons seker maak dat ons gaan met die regte groep mense in. Ons het op Kersdag dit vinnig genoem, het gaan nie ook oor wie ons saamvat nie, maar wat ons saamvat. En op Kersdag het ons gepraat oor, dis net meer as Kersfees, dis krib, kruis, kroon. Kersdag gaan nie net vir ons oor die krib nie, dit gaan oor God wat mens geword het, gebore in die krib, gesterf het aan die kruis, wat ons 'n geleentheid gee vir genesing, 'n geleentheid gee vir direkte verhouding om met God te staan, en dan daarna om die ewige lewe te ervaar, om die kroon te kry. En dan wil ek vandag bietjie stil staan oor, is ons gereed vir die taak? As ons nou in 2026 ingaan, is ons gereed om die woord van God te gaan verkondig? Oor daai wat ons gepraat het oor Kersdag, daai glimlag op ons gesig, want ons ken die goeie nuus. Ons weet wie is God, wat hy vir ons gedoen het, om dit te gaan uitdra daar in die wêreld. Is ons gereed vir die taak? Is ek aan? Ek is nie aan nie, nou is ek aan. Handelinge 20 vers 22, kyk ons daarso. En hy sê, en kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat die boeye van die verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God. So Paulus skryf hierso aan die gemeente van Efesië. Hy het nou al weggegaan van Efesiërs af, hy is nou op pad Jerusalem toe, maar hy moet wag vir 'n skip. Terwyl hy daar is, roep hy die priesters van Efese om na hulle om toe te kom, en hy spreek hierdie woorde aan hulle. En uit hierdie woorde uit tel ons ietsie op, dat Paulus se taak in Asië nie so maklik was nie.
Laat dit nie so eenvoudig was soos wat dit klink nie. Laat daar verdrukking was, laat daar moeilike tye was, terwyl hy die woord van God verkondig het en kerke geplant het in Asië. Was dit nie maklik nie. En hy vermoed, as hy nou gaan, en hy kom in Jerusalem aan, gaan daar ook verdrukking wees. Maar hy sê, dat die Heilige Gees hom daar gaan kry. En die Heilige Gees sal hom help. En terwyl hy daar is, sal hy nog steeds die woord van God verkondig. En dit laat my dink aan waar ons nou is, waar ons ingaan in hierdie, kom ons noem dit maar 'n klein tema waar ons is. Waar ons nou ingaan in 2026 in. Verdrukking wag vir ons. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 1. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Sien, Paulus maak dit duidelik, dat dit nie maklik was nie. Paulus skryf dan sê vir hulle, broeders, ons maak dit nie onbekend nie, maar dit was moeilik daar gewees. Dit was so moeilik dat hy in vers 9, ja, ons het alselfs by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie. Hulle het die dood in die oë gekyk. Hy was selfs in die tronk gewees. So dit is baie duidelik vir ons, toe hy uitgaan om sy taak te verrig wat God op hom gesit het, was daar verdrukking en swaar tye. Was dit moeilik gewees. Selfs die dood in die oë gekyk. Ons sien vandag nog, wel nie in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld, hoe baie Christene die dood in die oë staar, om die woord van God te verkondig, of nie eers te verkondig nie, net om 'n Bybel te lees. So waar ons ook nou in 2026 ingaan, en sê, ons vat ons verantwoordelikheid, om die woord van God te gaan verkondig, weet ons, daar gaan ook struikelblokke wees vir ons. Dit gaan ook moeilik wees. Hy sê na daai stuk, maar op God wat die dode opwek. Daai maar op God. So hy het nie op homself vertrou nie, maar hy het op God toe gaan vertrou. En dis wat ons nou gaan doen. Wanneer ons in 2026 ingaan, gaan ons dieselfde doen. So, die vraag is ons gereed vir die taak? Is jy gereed vir die verdrukking, vir die moeilike tyd, vir die lyding, wat jou dalk mag wag in 2026? Want die probleme wat jy het in 2025, gaan nie outomaties wegval nie. Dit gaan nog steeds daar wees. Terwyl jy daai happy pudding vat, Woensdag aand, net voor 12, dalk 12 uur net na 12, beteken dit nie jou probleme gaan weggaan nie. Al wat gaan verander en die grootste challenge dan gaan wees om 01/01/2026 te skryf. Dis ons eerste challenge. Maar jou probleme gaan dieselfde bly. Toe jy by die werk geloop het, die 12de Desember of wanneer ook al, daai probleme wat jy agtergelos het, gaan nie verdwyn nie. Dit gaan saam. So ons moet ons die vraag vra, is ons gereed vir die taak? Is ons gereed om nog steeds die woord van God te verkondig, om die goeie nuus te deel met die mense daar buite, ten spyte van die probleme wat ons saamvat en wat ons gaan kry in 2026? Want alhoewel dit makliker is hier in Suid-Afrika, is daar nog steeds 'n vyand wat uit is om jou te teiken. Is daar nog steeds 'n vyand wat nie wil hê jy moet die woord van God verkondig nie. Toe ons die besluit gemaak het en toe ons daaroor gepraat het,
hierdie Desember van, ons gaan uitgaan volgende jaar, ons gaan 2026 vat, ons gaan mense saamvat wat gereed is, wat ook die visie het van ons, wat ons hande in die lug gaan hou, sodat ons hierdie oorlog kan wen, en die vyand op sy tone begin staan. Want hy het gesien, daar begin ietsie wat hy nie van hou nie. En as ons nou in 2026 ingaan, glo my, gaan die vyand saam met jou in. Gaan die vyand elke triek wat hy het probeer om jou te keer om die woord van God te verkondig. So ons moet seker maak ons is gereed vir dit. Ons het daai mooi liedjie gesing, op U wat ek vertrou, en jy gaan nou getoets word daarin. Want dit is ons mandaat om uit te gaan om die woord van God te verkondig. Dis nie iets wat ons ligteliks moet opneem nie. Dis iets wat ons redelik baie ernstig moet vat, as ons sê ons gaan die woord van God verkondig. So my vraag vanoggend is ons gereed vir die taak? Is ons gereed vir elke struikelblok wat na ons toe kom? En as jy nie gereed is nie, dan raai ek jou aan om stil te raak voor God en gereed te raak, want dit is selfsugtig om hierdie goeie nuus by onsself te hou. Ons moet hierdie goeie nuus deel, sodat ons op almal se gesigte 'n glimlag kan sit. Kersdag het ons net weer besef wat hierdie Christusfees, Kersfees vir ons beteken. Dit is soveel meer as net 'n krib. Dit is 'n weg na die ewige lewe toe. En dit moet ons 'n honger gee om dit uit te vat en te gaan deel met die mense. Maar as ons uitgaan om dit te gaan deel, gaan daar moeilike tye wees. Maar God sê vir ons, daar in Deuteronomium 31, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie. Want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. So net soos God saam met die volk was, so weet ons, God is ook saam met ons. God sal ons nie verlaat nie. Hy sal saam met ons trek in 2026 in. En dit gee my hoop. Dit gee my hoop om te weet, maak nie saak wat se struikelblokke in 2026 is nie. God sê, hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. Hy sal altyd daar by ons wees. So dit moet ons bietjie opgewonde maak. Ons het nou net gehoor van, luister, daar kom lyding, daar kom tawwe tye. En dit maak ons bang. Dis ons almal lyk bietjie bang op hierdie oomblik. Is julle bang? Of is julle opgewonde wat deur ons lees daarso, net soos God saam met die volk is, so gaan hy ook saam met ons wees. Joshua 1 vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. So dieselfde God wat saam Joshua was, is nog vandag saam met ons. Dieselfde woorde wat vir Joshua gegeld het, geld vir ons ook vandag, wat sê, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Dis 'n belofte wat die God aan ons maak, en sê, waar ook al jy gaan in 2026, ek sal by jou wees. Moenie bevrees of verskrik wees nie. Ek is oral saam met jou. Elke taak wat God op jou lewe gesit het, as jy dit aanpak met God aan jou sy, hoef ons nie bang te wees nie, hoef ons nie te bevrees nie, want God is daarso. So dit gee ons 'n bietjie gemoedsrus om te weet dat ons kan uitgaan om hierdie taak te verrig wat op ons lê. Want met God se teenwoordigheid gaan angs weg.
Daai benoudheid gaan weg met God se teenwoordigheid. Met God se teenwoordigheid gee dit ons moed om aan te gaan. So die belangrikste is, wanneer ons 2026 aanpak, met die goeie nuus op ons lippe, moet ons God heel eerste saamvat. En dit is 'n doelbewuste besluit wat ons moet neem. Dis nie iets wat van selfsprekend kom nie. God sal altyd daar wees, maar God wil hê, ons moet vir hom sê, en ons moet hom vra, en ons vertrou in hom sit, en vir hom sê, God, kom saam met my, staan langs my. Kyk, God is alomteenwoordig, maar as ons verantwoordelikheid om dit te spreek en te sê, die Here my God sal by my wees. Ek hoef nie bang te wees of te verskrik te wees nie, want God is by my. Jesaja 41 vers 13, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Is dit nie amazing woorde om te lees nie? Woorde wat sê, die Here is by my. Hy gryp my hand aan en hy stap die pad saam met my. God help my. Dis alles teksverse wat ons bly moet maak. Ons gemoedsrus moet gee om te sê ons kan hierdie goeie taak aanpak. En as ons hierdie taak aanpak, Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir die mens nie. Kyk, hierdie gedeelte word gepraat met die slawe, met die werkers. En sê jy doen nie die werk vir jou meester nie, maar jy doen die werk vir die Here. So alles wat ons aanpak in 2026, moet ons aanpak heel eerste asof ons weet, want ons weet, God is reeds daar. En met die wete dat God ons handvat en hy lei ons in. Met die wete dat God ons gaan help. En dan moet ons dit doen soos ons dit weet. Want ons doen dit vir die Here. Ons doen dit vir geen mens nie. As ek sê ons doen dit vir geen mens nie, ons doen wel vir die mens, verkondig ons die woord, sodat hulle ook die goeie nuus kan hoor. Sodat ons almal eendag die kroon, die ewige lewe kan kry. So maak nie saak wat se struikelblokke daar lê vanoggend vir ons nie. Wat se struikelblokke môre daar gaan wees nie. Wanneer is die eerste? Donderdag. Donderdag daar gaan wees nie. God gaan saam met ons wees. God gaan ons help as ons hom saamvat in hierdie taak. Ons moet opgewonde raak oor die koninkryk van God. Vanoggend toe ons weer geopen het daar agter saam met die musiekspan, het ons weer gepraat oor, ons moenie met lang gesigte rondloop nie. Die lewende God lewe binne in ons. Dit moet ons opgewonde maak vir die dag van môre. Dit moet 'n glimlag op ons gesig sit. En as dit jou opgewonde maak, en jy het 'n glimlag op jou gesig, moet ons dit deel. So ons kan dit nie genoeg sê hoe belangrik dit is om uit te gaan in die woord van God te verkondig nie. Dit is 'n bevel van Jesus af. En as dit van Jesus af kom, gaan hy ons help. Gaan hy ons nie verlaat nie. En ons hoef nie bang te wees nie. So is ons gereed vir die taak. Met hierdie nuwe inligting, is jy reg om uit te gaan, om die woord van God te verkondig? Is jy reg om hierdie struikelblokke aan te pak? Om te sê, ek sal die een wees wat my hand opsteek, om te sê, kom ons gaan verkondig die woord van God. Met hierdie nuwe inligting wat ons het, wat vir ons sê, God vat ons aan die hand, en hy lei ons.
Gaan dit beteken ons moet bietjie uit ons comfort zone uitkom? Definitief. Definitief. Maar ek raai jou aan, kom uit jou comfort zone uit. Want uit jou comfort zone uit is waar die grootste werke gebeur. Wanneer jy nie meer op jouself staat maak nie, maar waar jy staat maak op die Here. Bou 'n verhouding met God. Ken God se hart. Ken Jesus. Kry daai vertroue in hom. Weet wie hy is. En laat hy jou vorm en maak soos wat hy wil. En dan, ek het vir 'n lang ruk nie die teksvers gelees nie, want as jy dit lees en jy bely dit, moet jy seker maak jy's reg vir dit. U is die pottebakker, ek is die klei. Maak my, vorm my, soos u wil. So as jy bereid is om my woorde te spreek vanoggend, bereid is om dit te bely en te sê, Here, u is die pottebakker, ek is die klei. Dan moet jy sit, dat God jou vorm, en dat God jou maak. Dit gaan seer wees, dit gaan moeilik wees, dit gaan nie lekker wees nie, dit gaan uit jou comfort zone uit wees, maar dit gaan goed wees vir jou. God gaan jou op 'n plek bring waar hy jou gaan uitstuur in die wêreld in, waar hy jou gaan uitstuur in 2026 in. Struikelblok, lyding, smart, siekte, pyn, gaan nie vir jou iets beteken nie. Want God het jou gevorm wie hy wil hê jy moet wees. So daai struikelblokke gaan nie vir jou iets wees nie. Jy gaan oor dit klim, jy gaan dit uit jou pad uitvee. Want jy is wie God sê jy is. Jy is wie God jou gemaak het. En God maak nie foute nie. Elke persoon is perfek om die taak te verrig. Elke persoon het die perfekte gawes, talente om hierdie taak te verrig. So al wat wag is, jy wat moet opstaan en uitgaan. So my gebed vanoggend is, mag ons weet wie ons is in God. Ons is bewus van die struikelblokke daar buite, maar mag dit niks vir jou beteken nie. Want mag jy weet vanoggend, dat God, wie lewe, jou aan die regterhand vat, en jou lei. Die Gees wat uitgestort is, uit die lewende God uit, vandag nog saam met ons is. En saam met ons sal wees. Ons hande en ons voete sal wees, as ons hom toelaat. So mag ons gaan en die woord van God verkondig. Sodat almal 'n glimlag op hulle gesigte kan hê. En dit nie vir onsself hou nie. Hoe lekkerder gaan dit nie wees as ons almal ons oë oopmaak in die hemel nie. Want ons gaan die vraag gevra word, wat het ons gedoen met hierdie liggaam? En mag elkeen se antwoord wees, ek het hom gebruik om die koninkryk van God groter te maak, te verheerlik. Kom ons sit so en sluit ons hier. Liewe Heer, ons sit met hierdie taak voor ons, om u woord te verkondig. Liewe Heer, 26 lê dalk vir party mense soos 'n berg voor hulle. Liewe Heer, daar's moontlik probleme wat wag, lyding wat wag. 'n Mens gaan dalk met siekte in 2026 in. Maar liewe Heer, laat ons sal weet dat u reeds in 2026 is. Liewe Heer, laat ons weet dat ons nie hoef te bevrees of te verskrik nie, want u is by ons. Liewe Heer, ons gebed is dat u die pad saam met ons sal stap. Laat u ons hand sal vat en inneem in 2026 in. Liewe Heer, dat ons die goeie werk kan verkondig, die goeie nuus. Liewe Heer, dat ons 'n glimlag op almal se gesigte sal sit. Liewe Heer, dankie vir elke belofte in die Bybel, liewe Heer. Liewe Heer, dankie dat u ook vandag saam met ons is, soos net wat u saam met die volk was, is u vandag ook saam met ons. En liewe Heer, laat ons sal uitgaan en hierdie koninkryk bou, soos u wil hê ons moet.
Liewer as daar pyn en siekte is, en lyding en bekommernis, wat ons oorvat, liewer wil ons dit nou bind. Liewer ons slaan ons oë op na die berge, waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Liewer, en dankie vir daai hulp, liewer. Liewer, dankie vir die kruis, as daar siekte is. Liewer, laat daar genesing ook nou sal wees. Liewer, ons spreek daai siektes aan. Ons stuur die Heilige Gees nou uit, liewer, om te genees. Liewer, en dankie dat ons ook by u voete kan kniel en vir u dankie kan sê. Op kan staan, ons kop teen u bors kan sit, waar ons veilig is. Liewer, stuur elke persoon wat hier sit, wat luister na die boodskap, stuur ons uit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as geseëndes gaan hulle uitgaan en die goeie werk doen en die goeie nuus verkondig. Ons loof en ons prys U. Alle lof en alle eer kom na U toe. In Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde laaste tyd hê. Woensdag kom al hoe nader en die nuwe jaar kan angs en vrees opwek in ons liggame, maar laat ons weet, God, die lewende God, is saam met ons.